Hallo en welkom weer so by Farm Spice. Ons is vandag hier by EcoSoil se boeredag. Ek praat met Burger. Hy gaan my 'n bietjie meer vertel. Hulle het die ding begin gebruik hierso op 'n blok wat hulle basically wou uitgehaal het. En hierdie benadering gevolg. Hoekom het hulle dit gedoen en wat was hulle ervaring gewees? Hoe het hulle hierdie besigheid gered? So ons luister. Burger, hoe lyk dit? Goed, en jy? Nee, doodstil, rustig. Die dinge loop. Sê 'n bietjie vir my, ons is hierso by 'n blok wat julle nou al ek dink 2 jaar nou al op die program het, nê. Sê gou vir my, wat was julle issue gewees hierso? Wat is julle probleem gewees met die bedrywe? Nee, so 2 jaar terug het ons baie lae produksies gepak hierso. Ons het so rondom my 3000 gepak en ja, ons was eintlik al raad op oor die blok. En ja, ons het toe op EcoSoil program geklim. Die produksie was maar laag, bloot oor die feit. Wat se kultivar is dit? Hierdie is 'n blok Allison Ja. van Bloomfresh. En ons het toe baie verskil met kleur, ook trosgehalte, troskwaliteit. Ons het baie minderwaardige silindriese trosse gehad. En ons het toe begin met 'n proses wat ons nou maar die blok gesê het, ons wil dit nog 2 jaar kans gee. Ons het toe nou maar alternatief die rye begin rip om bietjie wortelsnoei toe te pas en ons het toe nou alwerm behandeling gedoen. En ons het toe 2 jaar terug op die EcoSoil bemestingsprogram geklim. Die produksies het geskiet van 3000 boksies af na 4800 boksies toe. Ja. En ja, So amper meer as 'n 50% verbetering dan. Ja. Kom ons sê ja, goeie 50%. Die groot rede daarvoor was ons beter kleur, beter porrel size, beter groei. En ja, ons is opgewonde, ons is nou weer nog 'n jaar later. Ons mik vir 'n 5500, dalk 'n 6000 hierso, afhangend van hoe die porrel size nou gaan kom. En uiteraard, dis 'n kleurkultivar wat die kleur vir ons gaan gee. En hoe hy gaan opkleur, maar van wat ek nou hier staan en as ek nou moet kyk na 2 jaar terug, ja, is genoeg drywe, die kroskwaliteit, lekker skouer trosse. Ons is nou net hier deur met 'n knip. Porrel size op die stadium lyk so lovend, so ja, baie opgewonde. Lyk goed. Okay. So, maar wat behels hierdie besigheid dan nou? Jy praat van julle het op hulle program geklim, want as jy het met stokke wat besig is om terug te vrek, ek meen daar kan nou een van 'n miljoen redes wees daarvan. Dit kan either een of ander swamsiekte wees of jy het tekorte aan voedingsstowwe, gronds net nie lekker, whatever die geval mag wees, nê? So, wat het julle toe nou gedoen en wat het hierdie hele EcoSoil besigheid behels? So die EcoSoil is 'n kompos ekstrakt wat ons sommer self op die plaas brou. Die eerste jaar het EcoSoil vir ons dit in floubins kom aflewer. Ons het nou in die groep doen ons 30% van ons plase nou en in jaar 1 het ons omtrent net so 3,5 hektar Allison gedoen en ons 3,5 hektar Prime en ons het nou verder uitgerol. Ons doen nou 1/3 van ons plase op die met die EcoSoil. So ons het nou van hierdie jare wat ons het sommer by ons plaaslik op die plaas brou. So dis baie maklik. Ons het floubins gekoop tweedehands. En dan gooi ons die kompos in 'n sak en ons sit net met 'n kompressor bietjie lug deur en dan kom die kompos ekstrak uit in die water en dan pomp ons dit oor in 'n spuitkar en ons het gigakopplings op die krane en ons pomp dan die produk in. Maar die manne van EcoSoil het kon grondmonsters neem, ons het blaarmonsters gevat, ons het na die grond se behoefte gekyk en na die wilderstokke se behoefte. So dis 'n program wat gevolg word. Dit wissel van blok tot blok en kultivar tot kultivar en ook van groeikrag. Maar kom ons sê 'n gemiddeld van 7 toedienings vanaf bot tot en met hierdie stadium wat ons nou is. En dan is daar 2 toedienings na oes. Is baie maklik om dit toe te pas. Ons sit dit deur die besproeiing en ja, soos ek sê, hier's geen korrelbemesting gedoen. Niks. In die afgelope 2 jaar, niks. Ons het Jy mag ek mos nou my gat sien, nê? Nee. As ek nie kuns mis gee, hoe werk hy so? Nee, so ons het in die eerste jaar het ons korrelbemesting gegee met bot. Ja. Van daar af die vorige seisoen 2023-24 niks. Daarvan af aan nie en ons het ook net na oes gegee. En maar het hulle dan 'n tipe van 'n voedingsding binne in hulle kompos storie wat hulle ook dan nou want daar moet tog kos van iewers ter afkom.
Ja, so dit gaan oor om die voedingsstowwe wat in die grond is beskikbaar te maak. Ja. Dit is ook is vriendeliker en sagter op die druiwe. Korrelkuns ons weet ons nou maar word met soutte verbind en ja, my persoonlike opinie is dat ek dink die produk is sagter. Ek dink dit sit minder stres op die plante. Wat ons ook doen met die kompos ekstrak wat ons in die spuitkar dan nou deur die waterpomp is daar dan nou ook 'n visie malsie strak wat bykom en ook dan nou ander produkte met wat ons net bygooi per hektaar, maar ja, geen stikstowwe NP en K's wat Niks tradisionele chemie basis nie. so dit is eintlik maar 'n organiese benadering en ja, en wat ek waarneem ook op die ander blokke wat ons nou op die program het, die ander derde van ons groep wat in die groep doen, is dat die goed, my opinie is die sagter op die plant. Dis wat dit vir my op die stadium ons in die begin is ou bekommerd maar oor groei. So wat ons gedoen het, ons het maar baie gestap in die blokke, ons het maar die motorfietsie gevat, baie neergery, want ons moes maar vir onsself die besluit neem op die einde van die dag. En op die einde van die dag is dit die boer se verantwoordelikheid om petrol en briek te trap. So daar is blokke wat ons bekommerd oor is, wat ons dalk 'n bietjie korrel gegee het, maar ook net 'n klein bietjie na set. Maar ek wil amper sê 90% van die blokke het ons 'n patjie toegedien nie. Dis ook maar net 'n swak olletjie in 'n blok wat ons 'n bietjie korrelkuns so gegee. En dan weet jy het jou gewete gesus ten minste. As jy nou wil bang raak en twyfel, maar Maar dis vir my 'n baie belangrike komponent. So dis iets wat deurgaans gemonitor word. Jy monitor dit self saam met hulle en dan kan jy besluit, luister jy wie wat yes, koop in julle ding in, maar kyk in my geval, daar's 'n rede hoekom ek met 'n pivot boer in nie Droëland nie, nê. Ek is dan 'n bietjie ongelowig ook so party daar, nê. So ek wil daarom net iets in die ding sit, maar dis ook half daai jy kan dit doen as jy sou wou, maar dit bly soos jy sê, ek hou van jou petrol en briektrap benadering dat jy dit so kan doen, maar jy kan die risiko's bestuur. Dis nie 'n ding van ek commit nou op hierdie ding, maar ek kan hom glad nie uitbestuur nie en dan die dag as ek uitpak en is 'n bokker op as ek in my glory nie. ja, en ook Jaco en Neil is 'n telefoonoproep ver. Die manne bly nie ver van ons af nie. So Neil kom ry deur as hy moet. Ons vat 'n blaasap analise en ons kyk en as ons bekommerd raak, so daar is maniere om te kyk moet ou bekommerd raak of nie, maar vir my op die stadium my 10 sent wat ek kan ingooi is 'n ou moet maar visueel die blokke beweeg en jou groeikrag self monitor. Op die einde van die dag, ek boer die plaas, Neil hulle is raadgewend. Ek moet die call maak, die petrol en die briek, ek moet die groeikrag evalueer en ons moet die call maak, maar dit is nie 'n duimsuig nie. Daar is maniere, daar is as jy bekommerd raak, daar is planne te maak. Daar is die opsie om korrelkuns te gooi as jy sou wou bekommerd raak, maar soos ek sê, die derde van die groep wat ons nou doen, het ek letterlik 2 blokkies se swak kolletjies wat kom ons sê die helfte van 'n hektaar in een blok is en dat nog kleiner in die ander blok, het ek 'n bietjie gaan help. En dit was dit. Vir ouens wat op soek is na 'n volhoubare oplossing nê vir die langtermyn, dink jy hierdie is iets waarna hulle kan kyk? Ja, so ons is op 'n grondgesondheid journey nou al vir plus minus 6 of 7 jaar. Ons boer nie organies nie. Ons doen die normale spuitprogram, chemies program bo, maar ons probeer om vriendeliker te boer en te kyk na ons grond. Ons probeer regtig nie onkruider spuit as dit nie nodig is nie, veral nie jou paraquats nie, want ons wil kyk na ons mikrobelewe in die grond ook. So definitief volhoubaar vir jou grondgesondheid. Soos julle kan sien ook hoe ons wingerde lyk. Ons is nie gepla met die bietjie onkruid wat hier rond staan nie. Ons het nou die eerste keer wat ons nou in 5 jaar 'n onkruiddoder spuit ingesit het. Soos julle kan sien op die bankie, daar kom alweer 'n bietjie nuwe groei uit. Ons gaan hierdie jaar verder weer spuit nie. Ons gaan die jaar so deur. En ek neem aan dis maar net 'n bietjie uit 'n bestuursoogpunt uit, net om dat hulle makliker kan werk hier onder en wanneer jy by oes kom en al daai goed, nê. Ja, maar ook die onkruid het 'n bietjie begin rof raak. So mense wil ook dan dit wat jy neersit, wil jy weet die wingerdstok kry dit. Maar ja, hierdie plan nie vir ons nie. Soos jy sê vir arbeid ook vir mense wat moet werk. Maar nee, so ek meen dit het baie erg gelyk. Ek meen jy het hoog gestaan. Dit is eintlik vir my oor arbeid. Dit is maar net oor dit was nou maar tyd om vir 'n slag te spuit.
So nou, as ek kan, hoop ek kan nou weer vir 5 jaar wag voor ek weer onkruid gaan spuit. Daai sal lekker wees, nee. Burger. Maar ek moet dan nou sê, ons doen nou en dan, as dit nou te erg raak, 'n bietjie meganiese beheer, Slash hom so 'n bietjie. 'n bietjie ons dripper, ons bespoeling is bo, is gelig, so dan of met 'n graaf net 'n platstiek of net met 'n pangletjie vinnig deurloop. En ja, dan gaan ons met hom so deur. Right, so dis Burger hierso van Parel Omgewing. Okay, as jy belangstel in 'n volhoubare bemestingsoplossing / jou grondgesondheid / jy wil bly boer. Okay. Kom met EcoSoil in kontak en dat hulle na jou plaas toe kom kyk na jou behoeftes en dat hulle vir jou 'n oplossing bymekaar sit. Linkie bo of hier onder. Dis die van False Spice af tot volgende keer. Groete.